Ja, dit is weer lekker om met die boere te gesels en nou ja, dit sal my laaste amper kan jy sê insetsel wees vir 2025. De Klerk hardloop so 'n bietjie weg hierso van die naweek se kant af. Ek sal weer in middel Januarie terug wees. Die kantoor maak weer hier by die 7de oop. So julle gaan omtrent weer 'n insetsel hier rondom die 10de Januarie volgende jaar kry. As dit in die Here se wil is, maar kom ons kyk 'n bietjie na twee grafieke wat hierdie jaar uitstaan en wat ek eintlik vir boere wil wys as geleenthede. En die een is die rand teenoor die Amerikaanse dollar. Onthou nou net, die wêreld haat op die oomblik die dollar, die Amerikaanse dollar. Die dollar is stelselmatig besig om te verswak. Dis nie so seer dat die rand sterk word teenoor die dollar nie, maar omdat die dollar verswak, word die rand sterker. Maar kan jy glo, en dit is nou 'n weeklikse grafiek waarna ek kyk, dat op die 7de April, of daai week van die 7de April, het die rand so hoog gegaan soos R19.92 en hier sit ons nou hier heel onder hier by 16.85. Ja, en daar is grafieke wat sê ons kan 16.56 toe gaan en selfs op 'n baie langer termyn grafiek selfs R15 toe. Maar wat ek wel geleer het in jare in die markte, niks gebeur in een loodregte lyn na onder toe nie. Kyk, selfs hierso waar hy laas versterk het, jy kry daai versterking en dan kry jy daai skielike verswakking, jy kry die versterking, skielike verswakking, jy kry die versterking, skielike verswakking, hier het hy sommer heel wat gegaan. Nou hier het ons in hierdie periode van April maand na nou toe, basies een skielike verswakking gekry, wat hy gespring het na R18.35 toe, en daarvanaf het hy al die pad beweeg na onder toe. Daar was so klein blippie hier wat hy wou sterker word, swakker word, en hy is onmiddellik afgeslaan. So, ek wil vir boere sê, hou 'n bietjie hierdie tendenslyn dop. Nou, daai uitskiet daar was so 'n bietjie heeltemal op die verste punt. Ek gaan hierdie lyn gebruik, en nou wys ek vir boere dit, want jy moet jou oesbeplanning en jou produkbeplanning rondom dit doen. Moenie dink dat die rand net vir ewig kan versterk nie. Nou my eerste teken van swakte gaan natuurlik wees bo R17, hierdie sielkundige vlak, en my ander groot ene is hier daar waar hy 'n bietjie uitgeskiet het, is R17.50. Julle kan sien, as ek daar 'n lyn deurtrek, dan sal julle sien, daar het heel tyd aksie daar plaasgevind. Ekskuus, ek wil hom net regmaak, daar's hy. Hele paar aksies. Hy het vir weke daar by 17.50 gekom en dan versterk hy elke keer. So elke keer wat hy daar kom, het die randkopers ingekom en gedomeineer. So vir my heel eerste teken van swakte gaan wees R17. So vir boere, lei 'n bietjie daai klokkie rondom R17. As dit daar kom, dan moet jy weet jy moet jou oeste dalk 'n bietjie vasmaak. En ek dink op hierdie stadium wat die rand so sterk is, probeer jou insetkoste met 'n sterk rand soveel as moontlik vas te pen sodat daai koste nie weghardloop nie, want die rand, glo my, gaan nie altyd hier bly nie, en jou leweransiers gaan die moment wat die rand hierdie sprong maak, gaan baie gou hulle pryse aanpas, want hulle weet ook nie hoe lank die rand sterk gaan bly nie. So gebruik hierdie periode in jou guns om pryse teenoor 'n sterk rand sterk en goed vas te maak. Wel, die ander grafiek waarna ek wil kyk, en daarmee wil ek afsluit, ek dink die geleentheid vir volgende jaar, en dit gaan 'n beursverhandelde fonds wees, eintlik 'n beursverhandelde nota, is olie. Nou, olie is totaal in onguns op die oomblik. Onthou julle dat in daai tyd van COVID het olie sommer so deur die grond geval en toe het hy so begin skiet. Maar ons is op die oomblik op 'n baie sterk steenvlak hier, en as olie onder hierdie vlak kom, dan kan hy heelwat laer gaan. Maar ek sal nooit vergeet nie, ek het baie leiding gekry by oom Lukas de Lange jare terug rondom tegniese ontleding en fundamentele ontleding. Hy het altyd vir my gesê, Frans, wanneer jy 'n geleentheid soek, kyk 'n bietjie na die hond van die mark. Die ding wat hulle so afslaan, maar dan vra jy jou altyd die vraag af, kan hierdie hond van die mark bankrot speel? Nou vra vir julle almal wat boere is, wat trekkers het, kan 'n mens sonder olie werk? Nee, jy kan nie. Nou, ek dink persoonlik, terwyl hierdie steenlyn hou, en dit is, kom ons sê, R18.40 op hierdie nota,
is dit dalk 'n plek om olie te akkumuleer. Stadig maar seker, nie alles op een slag nie, want as ons hierdie R18.40 breek, kan olie heelwat laer. Nou as ek daai lyn daarso trek, dan skielik as daai steenlyn hier by 18.40 breek en jy sien hierdie formasie, dan gaan jy vir my sê, "O ja Frans, dit is 'n dalende driehoek" en dit is waar, dan kan olie afgaan hier na R13 toe. Kan julle dit glo? Dan kan hy baie daal. Meneer Trump hou nie van olie nie. Hy sê olie is hopeloos te duur. Dit moet goedkoper word, maar dit is die hond van die mark, want as jy kyk na goud teen die dak, al die ander kommoditeite het baie goed gedoen, maar olie is in die rooi. So ek dink koop maar so 'n bietjie olie hierso, maar gebruik jou keervlies. Hierdie is daai pitte wat hy geondersteun het. Kom ons gebruik dit as ons keervlies en dit lê by R17.45. Onder dit dink ek het ons moeilikheid met olie. Daar kan hy nog laer gaan, maar as ek begin kyk na die olieprys en ek sien hoe hy hard geslaan in 'n paar maande van hier rondom R24.50 en hy's nou by R19. Onthou dit is die beursverhandelde nota se prys wat ek hiervan praat. Is dit dalk 'n tyd om olie so stelselmatig so 'n bietjie koop? Maar kom ons kyk net so vinnig om af te sluit na die stochasties. Ek is altyd lief om die stochasties te gebruik, want dit wys altyd vir my die oorkoop en die oorverkoop posisie en daar wys hy vir jou eintlik 'n baie goeie inligtingstukkie. Hy wys hierso vir jou 'n positiewe afwyking wat dalk olie kan stit. Maar versamel hom op die oomblik. Hou by jou keervlies, moenie jou vingers brand nie en as dit die Here se wil is, dan praat ons weer in Januarie. Besoek die webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting. Tot weersiens, geseënde Kersfees, voorspoed vir die nuwe jaar en ons hoop en bid en vertrou vir superoeste. Mooi loop.